Goeiemôre, dit is lekker. Dankie dat julle weer vanmôre ingeskakel het by ons erediens. Ons is besig om deur die boeke van Johannes te gaan, die briewe wat hy geskryf het aan gemeentes. En vandag is ons by 1 Johannes 2 en ons staan so 'n bietjie stil. Maar voordat ons begin, kom ons maak ons oë toe en ons bid en word rustig by die voete van die Here. Here, as ons oë opslaan na die berge en ons vra waar kom ons hulp vandaan, Here, dan is U altyd daar, altyd getrou. Want ons hulp kom van U af, Here. Die groot vraag is net, is ons bereid om te bly in hierdie liefde en in hierdie genade by U voete en by U hande. Here, my gebed is dat vandag se woord, wanneer ons deur hierdie brief van Johannes blaai, dat die woorde tuis kom in ons harte, tuis kom om ons angs en ons vrese en ons bekommernisse net vir 'n oomblik stil te maak en te demp. Amen. Soos ek vanmôre gesê het, is ons besig om deur die briewe van Johannes te gaan. Ons het laas jaar in die begin van die jaar deur die evangelie van Johannes gegaan, en hier vind ons Johannes later waar hy briewe skryf, maar spesifiek die week uit hoofstuk 2 uit. Nou, ek wil so 'n bietjie begin met 'n inleiding, iets wat dalk bietjie naby is aan myself. Ek en Verlien, my vrou, is baie lief om tee in die aande te drink, as die kinders slaap, en ons vang dalk op met 'n storie, en ons albei hou van lekker warm tee, maar ek het agtergekom dat ons het albei verskillende style van tee maak, en ek dink daar's baie mense daar, want miskien kan jy assosieer met dit. Die eerste soort is 'n dipper. Dis iemand wat daarvan hou om die sakkie op en af in die koppie te druk en die tee half te roer met die sakkie, en dan lig hulle dit op en dan druk hulle dit en dan pars hulle dit om die kleinste bietjie van tee uit dit uit te kry, die laaste bietjie krag om daardie koppie so sterk as moontlik met die tee smaak te vul. Dan die tweede soort is die, en ek kan dit nie beter ek kan nie ander woord kry nie, is die bleier. Dis die iemand wat die sakkie inlos en hy loop weg vir 'n oomblik dat hy trek. Nou, ek weet, my ouma het altyd gesê die tee moet trek, so jy gooi hom in die sakkie en jy los hom vir 'n rukkie, en hy of sy, en ek wil nie hierso wys na wie is wie nie, maar hy of sy laat die sakkie eenvoudig in die warm water net los en daar lê om die geur van die rooibos te vul met hierdie water te vul met dit. Nou, die lekker gedeelte van dit is dat jy kan gou iets anders gaan doen, of jy hoef niks te doen nie, jy kan dit net daar los. Jy kry nog steeds baie lekker tee, die ene se vingers is net verbrand en die ander ene nie, of die ene moes harder werk vir daai koppie tee, waar die ander ene kon dit net los. En my vraag vanoggend is eenvoudig, is jou geestelike lewe 'n dip, hard werk om die maksimum uit dit uit te kry, of is jy iemand wat dit net laat bly, net los? Want baie van ons het geleer is dat Christendom en ons geloof is hierdie dip, is hierdie hard werk. Ons moet harder werk, ons moet probeer, ons moet dit pars. En geloof word vir ons harde werk omdat ons konstant moeg is, konstant uitgeput is, om tussen hierdie groot en besige lewe van ons nog iewers ons geloof ook te laat groei in Christus. Nou, vandag gaan ek die hoofstuk 2 van 1 Johannes, die brief, stukkie vir stukkie uitpak, en jy kan saam met my volg. Ek gaan die teksgedeeltes opsit, en ek gaan dit lees, en dan eers ontleed, en dan lees en ontleed, en ons gaan so 'n paar keer deur dit gaan. Ons begin by hoofstuk 2, maar vers 12 tot 14, en hierso skryf hy, oor God se doel is om te bly beweeg, en Johannes begin so, ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Nou, hier pas hy dadelik aan by sy evangelie van ons is vrygekoop deur Jesus. Ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was.
Onthou julle Johannes 1, aan die begin was die woord en die woord was God, so Johannes vind hierso net koneksie. Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Nou Johannes skryf nie hier aan 'n enkeling nie, hy skryf vir die hele gesin, as hy praat van die vaders en die jongelinge en die kinders, hy skryf vir hierdie gesin, en in die gesin sit daar altyd verskillende ouderdomme om dieselfde tafel. Ons het baie keer gepraat, ek het so rukkie terug gepraat oor hierdie tafel, en hy skryf vir die kindertjies, en hulle merkteken is dat hulle sondes is vergewe. Hulle het van die begin af, daar was nog nooit hierdie diepte nie, dit is amper hierdie kruip, kinders wat weer leer om te kruip, om te loop, hulle is afhanklik, ons het so een kleintjie in ons huis, wat absoluut afhanklik is van ons. Dan is daar die jong mense, die jong manne, en hulle merkteken is stryd, hulle worstel met die bose, en hulle oorwin, want die woord van God is by hulle is kragtig, as dit praat hier van jong manne, is nog so 'n bietjie vol testosteroon, hulle is nog reg vir die fight. En dan is daar die vaders, en hulle merkteken, is dat hulle hom ken, wat van die begin af was, soos die ander, maar om 'n vader te wees, beteken jy het kinders. Dit is die volwasse gelowige, wat 'n ander vorm aanneem, amper 'n rustigheid waar hy homself nie weer hoef te bewys nie. Let op wat Johannes hier doen, hy skryf nie hierdie lys om mense in hokkies te plaas nie, hy skryf dit om beweging te wys, hy skryf dit om progressie te wys, groei te wys, en niemand is bedoel om vas te steek nie. Die vraag hier is nie, is jy gered nie, die vraag is hier, is groei jy? Is jy in beweging in jou geloof? En hier kom die probleem. Die meeste van ons weet, ons moet beweeg. Ons weet, ons moet groei. Ons het al 100 keer gehoor, ons moet meer bid, ons moet meer lees, ons moet meer doen, maar ons het nooit gehoor waar die krag vandaan kom nie. So dit is konstant hierdie dip van hierdie teesak hier, dit is konstant hierdie dip van hierdie werk. En dan gaan Johannes verder in vers 15. En dan skryf hy spesifiek oor 2 dinge wat ons moet stopsit. 2 dinge wat ons moet stop. Moenie die sondige wêreld en die dinge van hierdie wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Dis nogal 'n kragtige stelling om te maak. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld het sy verleidelike dinge die wêreld en sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie in die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur, en hy praat hier maar meer oor die drukking wat ons ervaar van die eindtyd. Julle het gehoor dat daar 'n antichrist kom, en daar is nou reeds baie antichriste, en ek dink in ons wêreld vorm hulle nie noodwendig die vorm van Jesus Christus aan nie, van die duiwel aan nie, ekskuus, maar meer van aardse dinge. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. En dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Want selfs hulle gaan dood. Die vorm van die Christus, die vorm van ons verlosser is iemand wat ewig is, nie tydelik nie. Ons dink gewoonlik uit 'n wêreldsbeeld uit, wanneer ons dink oor 'n plek waarheen ons moet gaan, of dinge wat ons moet doen. En dit is nie so nie. Dit is nie die perspektief waaruit God gelaat is nie. Ons praat mos van 'n wêreld van politiek, en 'n wêreld van finansies, en 'n wêreld van mode, en elkeen van hierdie wêreld het 'n middelpunt waarom alles draai. Wêreldsheid is enigiets waar God nie die middelpunt is nie. Daarom kan jy nie in 'n wêreld wees sonder om dit lief te hê nie. Maar as jy dit lief hê, of lief kry,
as jy sy hoogste belange najaag ten koste van jou verhouding met God, dan is die liefde van die Vader nie in jou nie. As ons soek na hierdie wêreld waar God konstant tweede geplaas word omdat ons hierdie geveg veg, dan is God nie in ons nie. Johannes sê, dit is die laaste uur en daar het hierdie baie antichriste gekom. Hulle het uit die midde uitgekom, uit ons wêreld uitgekom. Ons ken hulle, maar hulle het nooit werklik aan ons behoort nie. En dit is presies wat die woord beteken. Dit wat teen Christus werk. Hulle doel is nie hoofsaaklik om jou leerstelling te bederf nie. Hulle doel is om jou uit gemeenskap met God te trek. Albei hierdie kragte wil dieselfde ding hê. Hulle wil hê, jy moet ophou bly. Hulle wil hê, jy moet harder werk. 1 Johannes 2 vers 20 gaan verder. Moenie die sondige wêreld en die dinge van hierdie wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêrelddinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, het ons nou gelees, kom nie van die Vader nie, maar kom van die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Ons het dit nou gelees. Jesus is egter, hier gaan ons aan, deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid kan kom nie. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik Christus is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader, en wie die Seun erken, erken ook die Vader. Dit gaan terug na 1 Johannes toe. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, en julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. Sy Gees leer julle alles. En wat julle wil leer, is die waarheid en geen leuen nie. Kyk mooi na wat Johannes hier doen. Hy het pas 2 groot bedreigings genoem. En nou gee hy die antwoord. Maar sy antwoord is nie probeer harder nie. Sy antwoord is, julle het die salwing en dit bly in julle. Soos die son opkom en my gesig skyn. As jy 'n televisie in jou huis het, help die televisie op sy eie niks nie. Die TV wat net daar staan het niks nie. Jy het 'n konneksie nodig, of dit die vorm van 'n DStv skottel is, of 'n kabel deur Wi-Fi is. Jy het 'n ontvanger nodig, jy het iets nodig wat hierdie vir jou kan kom wys. Iets wat vir jou kom 'n bewys wat vir jou kom lewe gee. Elke gelowige het so 'n ontvanger, en dit is die Heilige Gees. Nie 'n paar spesiale gelowiges nie, maar elkeen. Sy werk is om die hemelse perspektief op te tel en dit in jou verstand en te verlig sodat jy daarvolgens kan leef. Vers 27 sê nie, Johannes sê nie, ons het iemand nodig wat ons meer moet kom leer nie. Hy sê ons weet, ons self het hierdie geleer, ons self het hierdie briewe gelees. God gee ons die gawes en hier aan die kerk, en ons as gelowiges, om te weet. Hy skaf nie dees predikers, leraars en bybelstudiers af nie. Hy sê nie, dis nie belangrik nie. Wat hy wel hierso sê is, as jy 'n ontvanger het jy nie net perspektief nodig, wat teen God gaan nie. Jy hoef nie by iemand anders se huis te gaan televisie kyk as jy jou ontvanger het nie, as jou kabel ingeprop is nie. In Jeremia 31, en ek het so verwysing uit die Ou Testament, Jeremia 31, 33 tot 34. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê.
Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. As jy wil verstaan waarom Johannes so vrymoedig kan sê, jy het nie nodig dat iemand julle leer nie, dan moet jy 600 jaar teruggaan na Jeremia toe. Jeremia leef 6000 jaar, ekskuus. Jeremia leef in 'n gebroke tyd, die verbond is verbreek, die volk is op pad in ballingskap toe, en te midde van daardie donkte gee God 'n belofte oor sy nuwe verbond. En die kern van daardie is 'n belofte, is dat God elke liewe ene in hulle sal wees. En dan volg die sin wat presies klink soos 1 Johannes 2 vers 27, niemand sal meer sy naaste of sy broer hoef te leer nie, want almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste. En Johannes sê, dis nie iets niets nie. Hy sê presies dit wat Jeremia beloof het. Die nuwe verbond is nie meer 'n belofte nie. Dit is nou jou adres. Dit is hier, dit is in jou. Sien jy die verskywing? Onder die ou verbond was die wet 'n ou klip op, en dit was op 'n klip geskryf, en die salwing was 'n paar mense, priesters, konings, profete wat dit vir jou gegee het. Maar Moses het reeds gewens, die hele volk van die Here was al profete, en dat God sy gees op hulle almal sou gee, en as gevolg van Jesus Christus, en as gevolg van die Heilige Gees, is dit nou in jou. En vanoggend sit ons hier met die vervulling daarvan in jou bors. Die olie is nie meer net op die voorkoppe nie, maar dit woon in jou. Voor ek afsluit, wil ek dit so 'n bietjie huis toe bring met 'n Suid-Afrikaanse prediker wat 140 jaar gelede oor hierdie gepreek het. Andrew Murray het 1828 is in 1828 in Graaf-Reinet gebore. Hy het die grootste deel van sy lewe in die NG Kerk in Suid-Afrika gedien, en in 1982 publiseer hy 'n boek met die titel Abide in Christ, wat bestaan uit 31 hoofstukke. En in hoofstuk 17 skryf hy Through the Holy Spirit. En die teksvers daarvoor is 1 Johannes 2 vers 70. En Murray se punt is in daardie hoofstuk is presies die punt wat hierdie preek vandag vir ons gee. Hy skryf dat die Heilige Gees uit die hart van Christus na ons toe kom as die draer van Christus se lewe. Hoor mooi, van Christus na ons. En dan die sin wat die hele saak vaspen. Murray skryf dat as ons net in sy teenwoordigheid en werking glo, as ons oppas om hom nie te bedroef nie, en as ons wag en bid om met hom in aanraking te wees en vervul te word deur hom, dan sal hy vir ons lewe gee en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 10 wat al klaar gesê het. Hoor dit mooi, jy hoef nie eers uit die werk uit te werk hoe dit gaan gebeur nie. Jy hoef nie te gaan beplan nie. Die Gees kom leer dit vir jou. Maar hy gaan in 'n vroeër hoofstuk self verder. Hy roep die leser op om alle angs oor sy eie groei en vordering oor te gee aan God, wat onderneem het om hom in die wingerdstok te vestig en om te ontdek watter vreugde dit is om te weet dat God alleen in beheer is. Baie gelowiges leef heen en weer. Hulle kom kerk toe, stel in, gaan hulle huis toe, werk toe, en dan stel hulle weer in op 'n sein van die wêreld. En so leef hulle in 'n gedurende teenstrydigheid. Alles begin, maar dit gaan nooit diep toe. Het jy al, dan gaan ek weer na die huis toe, het jy al ooit 'n bord in 'n wasbak gehad, en die kos wou net nie loskom nie, dit is vas, jy het vergeet om dit eergister uit te spoel. En jy kan skrop, en jy kan krap, en jy kan 'n mes vat en dit in jou baie mooi pan krap. Maar wat as jy dit net in die warm water los in 'n week? En as jy dit lank genoeg daar los, dan dring die water deur die veiligheid, en jy hoef dit nie meer af te borsel nie. Jy vee dit sommer net af. Terug na die teesakkie. En dit bring ons terug na heel waar ons begin het. Die teesakkie verander nie die water omdat iemand daarop druk nie. Dit verander die water omdat dit lank genoeg in die regte omgewing bly. Jou siel werk dieselfde. Jy hoef nie te probeer groei nie. Jy sal groei want jy word gevoed deur die ontvanger wat dit
wat in elke gelowige bly. So ek sluit af. Van kinder na jong mens na vader, of van kinder na jong vrou na moeder, van vergewe na oorwinnend na voornemende groei. Dit is God se pad vir jou lewe. Maar jy kom nie daar deur harder te werk nie, jy kom daar deur te bly. So kies vandag een plek waar jy ophou druk en begin bly. 3 vrae vir die week. Waar in die gesin staan ek regtig en beweeg ek nog? En dit is nie jou eie huisgesin nie, dit is hierdie voorbeeld van groei. As jy nog in 'n kruipende fase, as jy 'n jong man of vrou wat nog fight, of as jy 'n ouer persoon wat net wel in vrede sit en sê, maar ek verstaan dit. Watter stem uit die wêreld het ek toegestaan om my besluite op te rig? Waarna luister ek? Wat maak my bang en waarna jaag ek na? En waar is ek besig om te skrob wat God wil laat afgly, wat hy wil maklik maak? Kom ons bly nie net as babas nie. Kom ons bly nie net en drink soos wat Paulus ook gesê het, die melk nie, maar kom ons gaan soek die vaste kos. Kom ons groei na daai geestelike ouerskap, waar ons net kan wees en verstaan. Kom ons sluit ons oë. As jy ons Vader, dankie dat ons weet dat wanneer ons by U bly, is dinge nie noodwendig makliker nie, maar dit word makliker. Help ons dat die Gees ons lei, help ons dat die Gees ons vashou, dat die Gees ons kom wys, sodat ons nader aan U kan wees en kan groei in U. Dankie dat ons uit die woord uit kon lees vanmôre. Dankie dat ons weet U is nog steeds hier teenwoordig, soos die son skyn teen ons gesig, soos wat ons die wind voel teen ons arms. Weet ons is nog steeds werkend hier in ons wêreld. Amen. Ek sien my Gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. you.